Goeiemôre almal, dit is Woensdagoggend, vandag is dit die 24ste Junie, dis die jaar 2026, is 'n lieflike dag deur Abba Vader geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vanoggend wil ek vir jou sê, Jesus het die dood oorwin. God se liefde het op baie maniere deur Jesus tot die uitdrukking gekom terwyl hy op aarde was. Hy het in verhoudings getree, hy het gebid vir mense, hy het die siekes aangeraak en hulle genees. Hy het ook onderrig gegee aan die fariseërs en ook aan al die omstanders wat daar was. Hy het vir ons gewys ook hoe om te lewe. Hy het ook gekom om ons te red. Al hierdie dinge was liefdesgawes van God af. Al hierdie dinge is ongelooflik natuurlik. Maar een van hierdie dinge het bewys dat Jesus waarlik God is, nie net nog 'n vroom leermeester of godsdienstige leier nie. Jesus het gesterf, hy's begrawe, het hy weer uit die dood uit opgestaan. Die Here Jesus het nie bly lê in die graf nie, hy het opgestaan, hy het sy lewe geneem en hy het dit weer teruggebring. Nou, ek het ander dag 'n gesprek gehad met iemand en hulle sê, ja, maar daar's ander mense wat ook opgestaan het uit die dood, nie net Jesus nie. Dit is absoluut die waarheid. Die Here het dit gedoen en ek gaan dit nou vir ons lees, maar daar's 'n baie groot verskil. Jesus het die dood oorwin. Hy gaan nie weer sterf nie. Hierdie mense het lewendig geword, maar hulle het weer gesterf ook op die einde van die dag. So 1 Konings 17 vers 21 tot en met 24, daarop het hy hom 3 maal uitgestrek oor die kind en die Here aangeroep en gesê, Here my God, daar die siel van hierdie kind tog in hom terugkeer, en die Here het Elia verhoor en die siel van die kind het in hom teruggekeer, sodat hy weer lewendig geword het, en daarop neem Elia die kind en hy bring hom af uit die bokamer in die huis en hy gee hom aan sy moeder en hy sê vir haar, kyk, jou seun lewe. En die vrou sê vir Elia, nou weet ek dat u 'n man van God is en dat die woord van die Here in die mond die waarheid is. 2 Konings 4 en ons lees hier van vers 32 tot 35 en hier het Elisa in die huis ingekom en die seun was dood en hy was neergelê op sy bed. En toe hy ingegaan het en die deur agter hulle toegemaak het, gesluit het hy tot die Here gebid. Daarom klim hy op en hy gaan lê op die kind en hy sit sy mond op die kind se mond en sy oë op die kind se oë en sy hand op die van die kind se hande en hy buig hom oor hom neer en die vlees van die kind het warm geword en daarom het hy teruggekom en in die huis en hy het heen en weer geloop en dan opnuut geklim en oor hom neer te buig en hy die seun het 7 maal genies, die seun het sy oë oopgemaak en dan natuurlik hierdie baie interessante situasie, 2 Konings 13 vers 21, terwyl hulle besig was om 'n man te begrawe, sien hulle met eens die bende, daarom het hulle die man in die graf van Elisa gegooi, en toe die man met die beendere van Elisa in aanraking kom, het hy lewendig geword en hy het opgestaan op sy voete, en ek dink so 'n paar van daai manne het weggehardloop, want hier kom 'n dooie uit opgestaan. Nou 1 Korintiërs 15 hiervan na vers 48 wil ek gou vir ons lees. Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense, en soos die hemelse mense is, so ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle hierdie verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word, want hierdie verganklikheid moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike met onsterflike bekleed word. En is hierdie nie net 'n wonderlike belofte van God af, dat die Here het uit die dode uit opgestaan, hy gaan ons uit die dode uit opwek, maar party van ons gaan nie sterf nie, ons gaan in 'n oomblik, gaan ons weggevoer word die wolke en saam met die Here, en nu sien ons uit na daardie dag, maar kom ons bid saam en ons sê vir die Here, dankie, dat hy die dood oorwin het, almagtige God en Hemelse Vader, Here ons wil U loof, prys en eer, Here, want ons kyk uit na hierdie dag, wanneer U gaan kom op die wolke, om ons weg te voer saam met U, sodat ons 'n ewigheid saam met U kan wees, en daar nooit weer trane sal wees nie, nooit weer hartseer sal wees nie, nooit weer 'n bekommernis van, wat gaan ek aantrek, wat gaan ek eet, wat gaan ek dit, Here,
U het opgestaan uit die dood, U het die dood oorwin, en ons wil net sê dankie, dat U die dood oorwin het, en nou weet ons, wanneer ons miskien sterf die dag, is dit nie vir ewig nie, ons gaan vir ewig saam met U lewe, en dit is ons hoop in U. Ons sê vir U dankie daarvoor, halleluja, amen en amen.